So kry jy vlerke. Daar's min lewende wesens wat so dramaties verander soos 'n naaldekoker. Die larwe leef onder die water as 'n nimf, beperk, vasgevang in 'n wêreld wat nie sy uiteindelike bestemming weerspieël nie. Maar dan kom die dag van transformasie. Die nimf klim uit die water. Sy ou vel bars oop en stadig gaan begin 'n nuwe liggaam ontvou met vlerke wat nog nooit bestaan het nie. Dis 'n baie kwesbare oomblik. Die naaldekoker is blootgestel, sag, onbeskermd, maar dis ook die enigste pad na sy ware identiteit. Sonder die aflegging van die ou dop is daar geen manier om te vlieg nie. Paulus beskryf hierdie proses geestelik in Romeine 12 vers 2 as hy sê: "Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe." Die woord anakainosis beteken nie net 'n bietjie opknapwerk hier en daar nie. Dis die skepping van 'n nuwe innerlike werklikheid, soos 'n naaldekoker wat nie net mooier word nie, maar 'n totaal nuwe manier van bestaan ontvang. Bryce Pritchett, wie se boekie ek nou al na verwys het, U-Square, sê die kern van 'n kwantumsprong is: "You cannot achieve quantum results by making incremental changes to your existing identity. The old self must be released before the new one can emerge." So die vraag is, wat moet jy loslaat om te vlieg? Nie net ou slegte gewoontes nie, soms ook goeie dinge wat hulle doel in hulle tyd gedien het. 'n Storie wat klaar is. 'n Ou storie oor wie jy gedink het jy is. 'n Ou identiteit wat jou kleiner hou as wat God se bedoeling is vir jou in hierdie nuwe seisoen. Die kwantumsprong begin waar die naaldekoker begin, en dis met die moed om uit te klim. So bid vandag oor die ou manier van dink wat jy moet loslaat. Dink oor die nuwe identiteit wie jy in Christus is. En bid daaroor as voorbereiding, want jou nuwe vlerke wag op jou. Leef geïnspireerd.